Môre sê Radio Fynbos luisteraars. Ons woord vanoggend kom uit Romeine 8 vers 26 en hoor hoe fantastiese woord dit is. En net so kom ook die Gees ons swakhede te help, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. Hoe wonderlik is dit nie om te weet, as ek en jy nie meer weet wat om te bid nie, en ons voel so swak om te kan bid, dat Heilige Gees vir ons sal intree. Soms is dit die antwoorde op ons gebede, wat juis vir ons groot moeilikheid bring in ons Christenskap, wat juis die oorlog veroorsaak in die geestesrealm teen die vyand. As ons bid vir geduld, is dit asof God veel eisende mense oor ons pad stuur. Ons bid dalk om onderdanig te wees aan God se woord, en weer moet ons deur goed gaan wat ons laat swaar kry. En stadig aan leer ons so gehoorsaamheid, soos wat Jesus dit ook in sy lyding geleer het. Hebreërs 5 vers 8 sê, al was Jesus die Seun, het hy gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het. Dalk bid jy om nie so selfsugtig te wees nie, en dan kom mense oor jou pad, waar jy jou behoeftes elke keer moet eenkant sit, en hulle behoeftes voor jou eie. Dalk bid ons vir krag, om nederig te kan bly, en soos Paulus ervaar ons die boodskappe van Satan wat ons stuur om ons te slaan, dat dit nadat ons voel ons lê in pyn en krul, om te kan begin bid, Here, vat hierdie asseblief van my af weg. Soos wat Paulus gebid het 3 maal, dat dit van hom sou wyk, en God geantwoord het, my genade vir jou is genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Dalk bid jy vir 'n wag voor jou mond, en dan kom die toetse, wanneer daardie beskuldigings en daardie verwyte teen jou geslinger word, om stil te kon bly soos Jesus, soos 'n lam wat ter slagting gelei is, niks sê nie. Dalk bid jy vir sagtheid, en skielik kom daar versoeke oor jou pad, van mense wat jou so irriteer, wat jou teen die mure uitdryf. Jy bid dalk vir stil wees en vertroue, maar dan gebeur soveel goed wat jou so optens, dat wanneer jy by die plek kom, wanneer jy Jesus se vrede vat, jy sal verstaan, dat niks en niemand daardie vrede van jou kan versteur nie. Dalk bid ons vir die vrug van liefde, en kom mense oor ons pad, wat ons so makliker kan haat, as lief hê. Want ons moet leer, dat liefde geduldig is, nie sy eie belang soek nie, nie lig geraak is nie, nie boekhou van die kwaad nie, maar om verbly oor die waarheid. Liefde bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Dan weet ons wat die woord sê, al het jy geloof, al het jy soveel hoop, en jy het nie die liefde nie, dan is dit niks. So waaraan het ons eintlik hulp nodig? Liefde. Daardie liefde wat groter is as enigiets anders. En niemand het ons so lief soos hy wie in ons is nie. En daarom weet die Gees van God hoe om te bid tot God wat ons volmaak lief het, sodat ons in sulke tye saam met Jesus kan sit in hemelse plekke, terwyl die Heilige Gees vir ons intree binnekant in ons, want hy ken God se wil vir ons lewe die beste. En vanoggend kan jy die gerusheid van hart hê, om die bloed van Jesus te drink, en te weet,
dat in die krag van Jesus se bloed, daar is die antwoorde, wat jy kan weet, hy weet alles wat in jou lewe aangaan, hy het dit vir jou gedra, hy het jou saam met hom, in hom, kruis toe gevat. So hy weet wat jou swakhede is, wat jou sterkplekke is. Hy weet wat jy nie kan bid nie, en hy weet ook waarvoor jy nie meer kan sien nie. En wanneer jy vanoggend hierdie beker van danksegging optel, en jy sê, Here, u woord sê, so dikwels soos ek aan u dood dink en dit herdenk, Here, dan het ek deel aan u bloed, en Here, dan het ek die lewe. En net so ook met die liggaam van Jesus, jy is dalk al raad op om nie te weet hoe om te bid vir die siektes nie, of vir 'n sieke nie, en hierin sê Jesus sy eie woorde vir jou, deur sy wonde het daar vir jou genesing gekom. Dalk maak wonde jou so swak, jou eie wonde, en weet jy nie meer watter kant toe nie. Dan het jy nodig om te weet, maar Heilige Gees wat in jou bly, weet presies waar Jesus se woorde die genesing moet bring van sy wonde. Amen.